by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin deur saam te sing van Psalm 23. Ons sing daar al 3 die verse, staande waarna die weer sy plekke inneem, net soos 'n herder uittrek met sy skape. Psalm 23, al 3 die verse soos dit daar afgedruk is. sit, behalwe as party die hele diens wil staan. Geliefde familie, broers en susters, ons neem vandag afskeid van Tannie Ginela, en ek het nie verder woorde na alles wat gesê is oor haar nie, behalwe dat ek saam met haar voor haar groot geword het, en sy altyd 'n besondere mens was, en dat sy mens met integriteit was en 'n lieflike geaardheid. Het was 'n voorreg toe sy 'n paar jaar gelede hier in Huisuitkenaam kon woon, die by ons in die gemeente kon inskakel, en op hoë ouderdom elke Sondag die bussie geklim het kerk toe. En sy het net hier gesit, daar waar in hier sit. En
so deel gewees van die gemeente vir die tydjie wat sy kom. En toe breek COVID uit, en toe verander die hele klomp dinge. Maar ons sal haar onthou as iemand besonders, en ek vertrou dat die Here ook vir julle sal troos in die tyd. Geliefde Japie, jy en jou gesin, jy en jou gesin, en almal hier teenwoordig. Maar ons vind ons troos in die woord van die Here. Psalm 103 is 'n baie besondere psalm, met die opskrif onverganklik is die liefde van die Here. Dis 'n psalm van Dawid. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skep. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Hier eindig ons skriflesing. Kinders van God, luister na die woord van God en gaan leef dan daarvolgens. Kom ons sing nou as gebed van Gesang 266, die Onse Vader. Gesang 266, die Onse Vader, waarna die dan weer kan gaan sing.
Japie, Joey, julle gesinne, kleinkinders, agterkleinkinders, broers en susters. In die Bybel word die blom dikwels gebruik as 'n beeld van die kortstondigheid van die lewe. Job sê, die mens uit 'n vrou gebore, se lewe is kort en vol onrus. Hy is soos 'n blom wat oopgaan en dan verlep, 'n skaduwee wat verbygaan en nie stil staan. Jesaja sê, alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom, gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Die beeld van blomme herinner ons aan die verganklikheid van ons aardse lewe. Ons besef dat ons nie vir altyd hier kan wees nie. Maar al is die lewe van blomme kort, is hulle nuttig en doen hulle goed. Hulle versier die omgewing en het 'n welriekende geur. Ook ons lewe op aarde is beperk. Ons moet nie die aarde verlaat sonder dat ons daartoe bygedra het om dit 'n mooier en gelukkiger plek te maak. Blomme versier nie net die aarde solank as wat hulle lewe nie. As blomme sterf, laat dit blomsaad na om die aarde ook daarna te versier. Soos ons ook elkeen besaai. Ons woorde en ons dade is saadkorrels wat uitgestrooi word en lank na ons dood sal die saad nog groei. As die bloeisels van vrugtebome afval, laat dit heerlike vrugte na. Ons moet so leef dat ons die vrugte van 'n mooi lewe en 'n goeie voorbeeld nalaat. En dit is wat aan die engele gedoen het. So was sy, so het sy geleef. Dit is haar nalatenskap. In Psalm 103 sê die psalmdigter, die mens, sy lewensduur, is soos die van gras. Soos die van 'n veldblom wat oopgaan, as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek is vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here. Die digter begin hierdie psalm met lof aan die Here. Hy wil dit uitjubel. Hy beskryf die Here se optrede teenoor hom en teenoor die volk van die Here. Die Here tree altyd reg op. Hy tree in geregtigheid op. Sy optrede word gekenmerk deur 'n besondere gesindheid teenoor die mens. Die Here is die mens toegeneig. Dis die Here wat die mens se sonde vergewe, wat die mens se siekte genees, wat die mens red van die graf. Hy kroon die mens met liefde en ontferming. Die Here is die barmhartige en die genadige. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy handel nie met ons volgens ons sonde nie. Nee, hy vergewe ons. Hy vat ons sonde weg. Hy ontferm hom oor ons, soos wat 'n vader hom oor sy kinders ontferm. Hierdie gesindheid het die Here teenoor ons, omdat hy weet dat die mens se lewe op aarde verganklik is. Dat die mens se lewe op aarde begrens is. Dis nie God se wil dat sy kinders moet sterf nie. Die Here ag die dood van sy getroue dienaars nie gering nie. En omdat die mens se lewe, sy lewensduur maar is soos die van gras, die mens in sy sondige onbetroubaarheid, sy lewensduur is soos die van 'n veldblom wat oopgaan en nie die aanslag van die woestynwind kan oorleef nie. Daarom gryp God in die mens se lewe. Want hy ken ons, hy weet ons aardse lewe is verganklik. En hy kom na ons toe met 'n onverganklike liefde. Sy liefde is ewig. Dis van ewigheid tot ewigheid. Dit was daar nog voordat jy gebore is.
Hy het jou geskep, hy het jou gevorm in jou moederskoot. Hy het jou toe al lief gehad en dit toe al so bestem dat jy sal deel in die ewige lewe. En die Bybel omskryf die liefde van God as wyd en ver en hoog en diep. Daardie liefde het geen grense nie. Sy liefde vir die sondaar mens betoon hy dan juis aan ons wanneer hy sy enigste seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe stuur. En dan doen Jesus iets wat vir 'n ongelowige, vir die wêreld nie verstaanbaar is. Hy laat sy seun aan 'n kruishout vasspik. Hy laat al sy toorn oor die sonde op sy enigste seun neerkom. Jesus se sweet word bloeddruppels. Sy Vader verlaat hom. En dan noem die Bybel dit 'n liefdestaal. So lief het God vir jou en vir my, dat hy bereid was om daardie pad te doen. Jesus self is God, bereid om vir my sondes te boet, sodat ek oorwinnaar kan wees, sodat ek wanneer ek sterwe weer sal opstaan tot ewige heerlikheid. En elkeen wat in Jesus Christus glo, en dan van harte glo, nie net met die lippe, nie net sê nie, maar ook doen en lief, sal nooit verlore gaan, ontvang die ewige lewe. En die ewige lewe is anders as hierdie lewe. Daar is ons nie meer man en vrou nie. Daar is ons gees. Ons word aan God gelykvormig. Ons ontvang 'n goddelike natuur. Daar kan nie sonde wees nie. Dis om vir altyd en altyd en altyd te leef. Dis waarheen God met ons op pad is. Dit is wat die ewige heerlikheid is. En dis hoe lief God ons het. En daardie onverganklike lewe, wat ons nie kan beskryf nie, wat nie eens in ons gedagtes kan opkom nie, wat ons onsself nie kan voorstel nie, van daardie onverganklike lewe is Jesus Christus self die waarheid. Hy het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. En hier leef ons vandag nog steeds in 'n gebroke en stikkende wêreld. Ons leef in 'n wêreld vol van siekte en teëspoed en die graf. Ons word met bewoonheid gevul as ons die leë plekke aanskou van hulle wat nog gister by ons was. Maar ons hele lewe word beheers deur God se onmeetlike en onverganklike liefde. Ons is pelgrims, ons is op pad. Op die oomblik is ons op pad. Die tyd druk verby. Ons het 'n eindbestemming. Ons het die sekerheid dat ons sal lewe al het ons gesterf. Want God omvou ons en dra ons en onderskraag ons met sy onverganklike liefde. En deur hierdie onverganklike liefde van hom wek hy ons nou alreeds op tot 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat by die graf verbygaan. Daarom ontvang 'n mens eintlik alreeds daardie heerlikheid terwyl jy nog hier is, nog nie in sy volkomenheid nie. En wanneer jy daardie heerlikheid en dankbaarheid ontvang, word dood deel van die lewe en is dit die einde van die lewe nie. Want ons weet, die lewe wat God gee is onverganklik, is ewig en heerlik. So lief het God het vir ons. Net so onverganklik as wat God is, net so onverganklik is sy liefde vir ons. Daarom die belofte in 1 Petrus, dat hy vir ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis in bewaring. En daarmee gaan gepaard nog meer, dat hy jou ook bewaar
vir daardie ewige heerlikheid. Veilig bewaar deur God se krag. En hieroor kan ons verheug. Ons wil die Here loof. Dis hoekom die digter begin en sê, ek wil die Here loof. Ons wil hom loof, want hy het ons lewe nuut gemaak, want hy het ons sondes vergewe, hy het sy seun gegee. Ons wil ons in die Here verheug. Hy is ons blydskap, hy is ons hoop, hy is ons toekoms. Met alles wat ons is, en met alles wat ons het, wil ons sy heilige naam loof. Almal wat leef, ja trouwens, almal wat leef moet die Here loof. Almal wat deur hom geskep is. Daarom het ons ook 'n opdrag, ons moet ons geloof leef, sodat almal die Here kan loof. Almal kan erken dat daar net een ware en waaragtige en enige God is. Die God wat sy seun Jesus Christus na die wêreld gestuur het. Ons moet hom loof, want sy liefde vir ons in Jesus Christus is onverganklik. Sy liefde vir ons is 'n krag wat ons nie loslaat nie. Hy is elke oomblik van ons lewe by ons. In ons jonkheid, in ons jeug, ja in ons kindskap, wanneer ons middeljare bereik, wanneer ons ouer word, wanneer ons soos van die engele verlede Woensdagmiddag op haar sterwensbed is en haar laaste asem uitblaas, is God daar. Hy laat ons nooit los. En daarom is daar letterlik niks in die heelal wat ons van God se liefde kan skei. Nie die lyding wat ons te beurt mag val nie, nie die smarte wat ons op die oomblik beleef wanneer ons afskeid neem van 'n besondere en geliefde mens, 'n ma, 'n ouma, 'n ouma grootjie, iemand wat ons lewe versier het met haar vreugde en blydskap. Ja, selfs nie die dood kan jou van God se liefde skei. En daarom loof ons die Here vandag. Ons loof hom vir die lewe van Tannie Ena. En ons kyk dankbaar terug na 'n lewe wat getuig van God se genade. Ook in haar ouderdom het sy die Here geken tot aan die einde. Ons dank die Here dat sy kan deel in daardie ewige heerlikheid, dat ons die sekerheid mag hê, nie omdat sy so goed was nie, maar omdat God so goed is. Omdat God die redder God is. Die een wat hom na ons toe afgebring het. En daarom wil ons die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Ons dank hom vir die lewe van 'n geliefde. Ons vlug na hom toe met ons smart en seer. Ons vind ons rus by die Here, want hy is ons rots en ons redding, ons veilige vesting, sodat ons vas en stewig staan. Ons loof die Here. Mag die blomsaad en vrugte van 'n mooi lewe, wat Tannie Ena nalaat, ons, ja, hele lewe versien. Mag God se verganklike liefde ons vashou en ons daarvan verseker dat ons geliefde in God se ewige heerlikheid vir altyd leef. Mag die Here vir julle troos en julle dra en in julle harte net dankbaar. Amen. Kom ons dank vir sy. Here almagtige God, ons dank U vir die lewe van Tannie Ena. Dat U haar so lank gespaar het, Here. Dit is teken van U seën. Dit is ook teken daarvan dat sy as kind van U geleef het, naby aan U, altyd voor U aangesig. Dankie dat haar hele lewe van hierdie verhouding waarin sy met U geleef het, getuig het. Dankie Here dat sy vir haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders so kosbaar kon wees, so 'n pragtige voorbeeld kon stel. Maar dankie dat sy bo-al haar lewe aan U kon wy, U geken, geëer en gevrees het. En wanneer ons vandag afskeid neem,
en net nou by die muur afskeid neem, wil U self die trane afdroog, dit in ons harte stil maak, vrede en vreugde skenk, omdat ons weet, ons geliefde is veilig thuis. Here, vergewe ons sonde, om Christus ontwil. Amen. Kom ons loof die Here deur te sing uit die oorwinningslied. Die oorwinningslied soos afgedruk in die blaadjie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here en die bly staan op die uitspreek van die seën nadat ons hierdie lied gesing. Ek kan jou nog ruik en my gedagtes sien ek jou, nog hier op die bed waar jy lê en slaap. Jou grysse hare wat getuig van 97 geseënde jare, jare waarin jy net altyd wou help en werk. Tot aan die einde wil jy net altyd weet waar jy kan help. Al kon jy nie meer nie, jy wou. Baie dankie dat ma my geleer het om hard te werk. Hoe kan ek ooit vergeet dat ma met die aandruk van ma se klere my seker 10 keer bedank het. Dankie vir die een man, dankie vir die ander man. Dankie vir elke knoop. So het ma net aangegaan. Dot, ma se oppasser het ook gesê dat ma die dankbaarste mens was wat sy nog ooit na omgesien het. Dan sien ek die borsel op die spieelkassie. Nee, kyk, daardie hare was altyd in die mooiste Franse verrol gewees. Elke haar netjies op sy plek. En dan word het hulle gespuit, sodat die wind hulle nie kon omkap nie. Dan was ek altyd so trots op ma. Ja, daardie netjiese regop vrou, dit is my ma.
Nou sien ek weer die leer reistoel hier voor jou kamer. Ja, jou Ferrari, wat jou enigste ryding was. Nooit het jy gekla omdat ek trappies nie afgeslaan het. Want kla was nie deel van jou bestaan nie. Net altyd baie dankbaar dat ek jou kon rondstoot. Die wors in die huis soek na ma, veral ou Heidi, of ma se hond, soos ma geglo het. Die skoot waarop sy elke dag gelê het en waar sy oor en oor gevryf is nou weg. Sy lê nou maar alleen op die bank. Ou Pietie papegaai groet en praat nog elke dag met ouma, maar jou stem is nou stil. Dankie vir die pragtige kunsnaaldwerk wat ma gemaak het as jong meisie en waarmee ek nou kan spog in my huis. Daardie, nag my ou boutjie, jy moet lekker slaap, wat ma elke aand slaapenstyd vir ma se naaldwerk bou in die gang gesê het, gaan ek baie mis. My gedagte gaan nou terug, waar ma so baie kere as ons wors opgetree het om mense op te beur. Ek onthou onder andere die keer wat ek ma gebel het en waar ma vir my gesê het dat ma soos 'n ou man aangetrek het. Dan die mie-condition voel nie lekker vandag nie en jy wil haar bietjie gaan opbeur. Ek onthou ook hoe ma ons as kinders bederf het met 3 soorte pap op die stoof in die oggend voor skool. Slappap, stywe pap en krummelpap. Een vir elke smaak. Daarna 'n volledige boerebreakfast, gevolg soos oupa dit genoem het. Elke Kersfees en Nuwejaar is daar die heerlikste gemmerbier gemaak van 'n plantjie. 'n Paar galon glasbottels is daarmee gevul. Ouma se beskuit en skoonresep was uit die ander wêreld uit. Ek kom maar probeer, maar dan vra my kinders, maar keer op keer, bak asseblief ouma se resep, waarop ek hulle dan moes antwoord, wat is ouma se resep? Net 'n koppie tee of koffie was ook nie op ma se spyskaart nie. Nee, 'n beskuit en 'n koekie, of 2 moes by wees. Ek in gasvryheid het sy naam by ma gekry. Tot op 92 jaar ouderdom het die tafel gekreun onder die lekkerste kos. Daar moes 2 soorte vleis wees, 3 groentes, 2 stysels, 3 slaai en natuurlik nagereg. En dan was daar die selfgemaakte kaartjies met ons verjaarsdag. Maande voor die tyd het ma al die blommetjies en blare gepas in ou telefoonboeke. En dit dan in 'n meesterstuk gepak. Gelukkig het ek dit gebeer. Dankie dat ma my beste vriendin was, met wie ek altyd kon deel. Dankie dat ma altyd 'n oor gehad het om wat geluister het en vir al die wysheid en raad wat ma verskaf het. Baie dankie dat ons saam kon lag, kon huil, speel en sing. Ek gaan dit baie mis. Dankie dat ma die beste versorger, onderwyser, dominee, advokaat, dokter, verpleegster, beplanner ensovoorts was, wat 'n mens kon nie. Niks wat vir ma anders kon doen, as ooit te veel nie. Nee, jy het altyd daarvoor geleef om ander mense gelukkig te maak en te kon help. Baie dankie dat ma my so mooi van die Here geleer het en dat ma se hele menswees 'n voorbeeld kon wees van ma se liefde vir hom. Dat ma tot in ma se laaste paar dae op aarde nog elke aand so mooi kon bid oor die stukkie wat ons gelees het. Al het ma ons nie altyd meer herken nie, was ma altyd helder as ons Bybel gelees het. Ma, ouma grootjie, ek eer vandag jou bestaan op aarde, maar gun jou die rus. Daardie prentjie mooi hardwerkende hande, kan nou gaan rus, en jou seer knie gaan nou weer kan rondtrippel. Dankie Hemelse Vader, dat U haar vir 64 jaar deel van my lewe kon maak, en dat U my die dogter gemaak het van die wonderlikste ma waarvoor ek ooit kon vra. Tot ons mekaar weer sien, Annetjie. Vriende, geliefdes vanaf Pajapie, liewe mamma, het was vir ons 'n voorreg om so 'n eerbare, liefdevolle moeder te kon hê.
maar was vir ons 'n voorbeeld van geloof en omgee vir mense en diere, maar was altyd dankbaar vir alles. Ons sal die huisgodsdienst saam met ma en ma se gebede vir ons altyd onthou. Ook ma se telefoongesprekke wat altyd met ek lief jou in my hart geëindig het. Ons troos lê daarin dat ma die einddoel van geloof bereik het en vir altyd in die hemel sal wees. Baie dankie vir al die mooi herinneringe oor so baie van ons gaan ook so baie na ma verlang, van Japie en Marietjie. Dan geliefdes, familie, vriende, hierdie enkele bedankings. Begin net by afkop, ook vir al julle hulp en vergemakliking van die reëlings van ouma. Baie dankie vir die professionele hulp ook, onderstraging in hierdie hartseer tyd vir ons gesin. Baie dankie vir die kerk, die fasiliteite wat ook aan ons verdien is en dan ook aan Nico vir al sy hulp. Baie dankie aan die susters van die gemeente wat ook met soveel moeite die voorbereiding getref het ook vir die bediening van die tee en die koffie en die sap. Dankie vir die oralis, vir die begeleiding. Baie dankie ook Dominee Willem vir die gepaste boodskap, die besoek aan ouma en dan ook besondere dank ook vir die laaste tye wat hy dan ook saam met haar was in die laaste paar minute terwyl sy nog geleef het. Dan aan die Dot ook baie dankie. Dankie dat ons altyd op Tannie se knoppie kon druk. Dankie dat jy altyd bereid was om ook te kom help. Dankie dat jy so mooi na ouma gekyk het en dat ons altyd met gerusheid haar by jou kon gelos het. Ons kon ook sien dat jy baie lief was vir haar en ouma ook vir jou. Dankie dat jy ook altyd ons betyds, of dat jy die einde ook ons betyds laat weet het, dat ons met huis toe kom, van die familie se kant, jou en pa Japie, dat ons ook die laaste tyd saam met jou kon gewees, saam met haar kon gewees het. Dankie ook aan Makkie, wat so mooi na ouma gekyk het in die dag. Dankie ook aan Miranda, wat vir 50 jaar nog altyd daar was, vir Tannie Joelle. Dankie dat jy ook hulle altyd bygestaan het in die dag, na ouma se dood, en dat sy ook altyd daar by ons huis kan aansit vir die ete en vir al die ondersteuning. Dankie vir Telani en Ruben vir die baie besondere gedenkdiens Blaadjie, wat julle tot in die vroeë oggendure gedoen het. Dit is ook besonders. Dankie aan Engela vir die druk van die Blaadjie. Besonder dank ook aan Renier vir die maak van die video. Ons weet dit ook baie tyd gevat. Baie dankie ook daarvoor. Dan ook baie dankie aan Oom Hardes, wat altyd ook ouma verwelkom het in die huis en haar ook so mooi ondersteun en versorg het. En dan ook van pa Japie en Mama Rikkie, besondere dank aan jou en Oom Hardes vir julle ondersteuning en hulp en versorging van ouma. Dan ook dankie aan pa Japie en Mama Rikkie vir julle omgee vir ouma ook in julle aantal jare. Dankie vir al die boodskappe, al die besoeke, van al die vriende, van al die familie, die blomme. Dit alles beteken baie vir ons gesin. Dankie ook aan al die kleinkinders wat handby gesit het, al die verversings en dan besondere dank aan die skoonseuns. En laaste maar nie die minste nie, dan dank ons ook ons Hemelse Vader ook vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het en die groot troos dat ons is hartseer. Dit is vir ons 'n hartseer dag, maar ons is ook bly. En ons is getroos in ons Here Jesus Christus. En dan nooi ons julle almal ook uit om saam met ons die verversingstom kom geniet in die saal hier agter. Baie dankie.